Goeiemôre geliefdes. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dankie dat julle die koud en die nat trotseer het, dat julle daai warm bedjies uitgekruip het vanoggend. Maar dit is lekker om vir julle hier te sien. Ek gaan net nou weer praat oor nuwe lidmate, maar ons het 'n klompie besoekers vanoggend hierso en ek weet daarvan Brandon en Zonita, nee? Ja, nee, Zonika. Daai ene. En dan was die ander jong koppel, waar julle kom. Daar is baie welkom en dan nog 'n derde as ons. Waar is dit nou? Okay. Maar steek gou weer, daar's julle. Julle was nog hierdie week gewees het, julle gesê. Sê bang maar op te sê. Kom ons draai vir mekaar toe en ons groet mekaar en dan gaan ek 'n klompie aankondigings doen. Weer weer. Ek lees so vinnig 'n paar aankondigings wat ek onder ons aandag wil bring. Ons deuroffers vanoggend is vir ons uitreik bediening. Die uitreik bediening is die ou sending bediening van die gemeente, getuienisbediening. En julle gaan nou ietsie meer hoor oor die fokus van die uitreik bediening vir hierdie kwartaal en dat dit kontinueer, maar ons offers by die Here is vanoggend spesifiek vir ons sending roeping in die dorp en tot in die uithoeke van die wêreld. Dan ons nuwe lidmate, julle wat hier in die ronde is, of dan nou persone wat kom besoek, ons het baie welkom aan julle. Ek hoop julle is welkom gegroet deur die mense rondom julle. En so eerskomende ons vra net ek dink Antoinette het klaar met julle gou 'n draaitjie gemaak, papiertjies gegee, maar na die tyd asseblief net gebruik hier uit by die koffie drink kry lekker heerlike koffie, is moerkoffie. En dan kry ons net julle gegevens sodat ons die volgende geleentheid is ons donderdag ons inligtingsgeleentheid. Daar's 2 wat ons het, een in die oggend 10:00 vir die wat nie in die aand kan nie en wat nie kans het vir die donker en die koud nie, en dan ook in die aand 7:00 vir die werkendes wat nie deur die dag daar kan wees nie. Ons ontvang julle met graagte, maar ons wil graag name kry en ook besonderhede om julle te kan kontak. Dan binnekort is dit Pinkster. Ons is nou in die tussentyd. Jesus het gesterf, hy het opgestaan en nou is ons op pad na Hemelvaart en Pinkster en ons hele fokus vir 2026 se Pinkster en ook daarna is 'n doelgerigte lewe. Hoe lyk my lewe wat oor en oor moet werd is in hierdie tyd wat ons lewe in 2026 en dit word opgevolg met 40 dae kursus, doelgerigte lewe. Dit begin in Pinkster en dit gaan aan tot by die einde van die kwartaal. Ons wil graag hê, raak deel daarvan, kom, skakel in by 'n klein groep en kry dan ervaring van wat dit beteken om saam met ander op reis te wees, om te ontdek wie is die Here, wat het in my lewe gegee en hoe kan my lewe doelgerig wees. En dan het ons nou al 'n paar keer gevra, as daar 'n bolle wol by julle rond lê wat julle nie kan of wil gebruik meer nie, bring dit asseblief kerk toe. Dit is vir Jesus se aksie se bruidprojek, ons bediening by die stasie en ons het al heelwat ontvang, maar daar's meer hande wat wil brei en penne wat gereed staan om truitjies en missies en nog alles te maak. Dan, net in kort, hierdie prentjie gaan julle nou ook sien. Tydens ons dankoffers is daar 'n kort video wat gemaak is deur Gert Roberts van ons uitreikbediening. En dan ook gaan julle Nick Strydom se stem hoor. Nick en Tina is 'n sendelingpaar in Madagaskar. En daar's onder 'n paar dinge wat gebeur. Die eerste is dat in Pinkster gaan ons hierdie jaar weer fokus. Ons dankoffers gaan verswaarde versendelinge. Dit is Bybels vir ons sendelinge wat hulle kan uitdeel en kan gebruik. So ons fokus daarvoor. En dan is daar die ons Spice jong mense. Ek sien hulle sluit vanoggend hier by ons aan vir die praise and worship. Hulle het hand opgesteek en gesê hulle wil graag stoele word vir die sendelinge daar in Madagaskar. Wat 'n wonderlike projek. En dan is daar ook 'n uitreik. Ek sien nie vir Gert vanoggend hier nie, maar Frans was daar. Hulle uitreik is in Junie maand
juis na Madagaskar toe, en dan besoek Nick en Tina ons in begin van Julie, is hulle hier. Dis nie vakansietyd, maar daar is 'n erediens wat hy gaan lei, en ons gaan hulle geleentheid gee om hulle bediening weer bekend te stel. Geliefdes, ons gaan nou die Here dien met ons offergawes, as jy kan snapscan as jy wil, daar sal ook sakkies verbykom, en dan kyk mooi, hier is nou 'n videoetjie wat speel. Nick gaan vir ons vertel van die bediening en van die nuwe sentrum wat ingewy gaan word as Gert in front wat daar so gaan aflê, sentrum in Beddo. Hallo vriende, stap gou saam, ons is hier by die sentrum. Ek wil hê dat ons gaan saam met ons gaan by die bediening. Nou ja, toe, ons gaan hier by die saal. Stap hier by die saal. Ja, dit is maar van die spesiaal, dit te maak. Ja, dis vir ons as die wonder. Stap goed. Seker, dit is ons in die gebiedjie. En ja, dis in die slaapkamers. Dis ons maar net so vinnig iets op. Dan lyk maar onder die sal, ek is 'n paar keels op oorgebly het. En ons stap nou daar. Vriende, dit is natuurlik Madagaskar waar ons uitgenooi is om saam te stap. Ons gaan hierdie kwartaal as gemeente die kans kry om saam met Nick en Tina in Madagaskar te stap. Ons kan dit dalk anders voorstel. Hoe meer ons saam met hulle stap, hoe meer maak ons dit vir hulle moontlik om al hoe wyer te stap en meer mense te help om te antwoord op Jesus se uitnodiging. Kom na my toe en volg my. So, ons nooi julle uit. Kom stap saam met die uitreikbediening en ervaar wat die Here doen. Hoe gaan ons dit doen in hierdie kwartaal? In Pinkster is weer ons swaarde versendinge projek waar die kollekte tydens Pinkster gaan vir Bybels en natuurverspreiding in Madagaskar. Ons is ook baie opgewonde oor die jong mense van Spys wat die stoele versendelinge projek loods om 30 stoele en 4 tafels vir die opleidingsentrum te voorsien. In Junie doen François Kotse en Gert Roberts se uitreik na Nick en Tina en gaan hulle die inwyding van die sentrum in Beddo bywoon en ook verder blootstaan aan die bediening daar kry. En dan is ons ook baie gelukkig dat Nick en Tina ons gemeente op Sondag 5 Julie besoek. So, hou hierdie spasie dop. Ons deel binnekort met julle meer besonderhede oor hoe ons verder dan die pad kan saamstap. En dan nou, goue laaste woord van Nick af. Geliefdes, goeiemôre. Ek loer net gou in. Ek is baie opgewonde. Ons kan nie wag dat Gert vir ons kom kuier en dat ons die fasiliteite wat ons aan Beddo gebou het, kan open nie. 'n ander ding wat hy vir my gesê het wat my baie opgewonde maak, en dit is dat die jeug van Heidekoppie wil graag betrokke. Mense, dit sê net vir my een ding, dat die Here is regtig besig om 'n pad te loop met Heidekoppie, want die jeug is die toekoms. En as ons wil die groot opdrag en die laaste opdrag wil uitvoer, dan moet ons ook die jeug betrokke kry nou al, vir dit wat voor lê in die toekoms. Mag die Here vir julle seën, mag julle 'n wonderlike diens hê, en ons sien uit daarna om ook een van die dae weer 'n slag lekker daar met julle te kuier. Tot ons mekaar weer sien, vrede vir julle. Fantasties, hou die spasie dop. Is daar iemand wat vanoggend graag vir ons die Christuskers wil kom aansteek? Vreugde of dalk 'n hartseer of bekommernis of iets wat daar in jou lewe of in jou familiekring of vriendekring is? Baie welkom, Pieter. Pieter gaan ook vanoggend sy getuienis met ons deel, en later, maar vir nou welkom. Kom
Kom ons maak die oop toe dan met ons saam. Here, hier staan ons vanoggend voor U gereed om deel te hê aan 'n spesiale ervaring. God is hier, dit verklaar ons. En ons is ook hier, Here, ten spyte van wind en weer en koue. En Pieter het vir ons die kers aangesteek en hy het dit nou so mooi beskryf. Hy het sy vuiste gebal en gesê, jy kan nie iets ontvang as jou hande toe is in vuiste nie. Jy moet jou hande oopmaak. Here, en dit herinner ons juist daaraan dat ons so voor U kan staan, nie om te veg nie, nie om te stry nie, maar om te ontvang. Wanneer ons later sy getuienis gaan hoor en ook na Thomas gaan kyk, dan weet ons, Here, daar is verskillende fases in ons lewe. Maar wanneer ons oopmaak vir U, Here, en vir die werk van die Gees, dat U ons lewe radikaal kan verander, bid dat U vir hom vrede sal gee en rustigheid in die hart, sodat hy ook net kan deel wat U op sy hart kom lê vanoggend. En ons staan ook, Here, hier met ons offers van dank, om juist vir U kom sê, Here, ons maak ons hand oop weer terug, nie net om te ontvang nie, maar om terug te gee vir koninkrykswerk. Seën ons, sodat ons verander tot 'n seën kan wees. Dit bid ons in U naam, Vader, Seun en Gees. Amen. Kom ons staan geliefdes en dan gaan ons die Here loof en eer, gee oor aan ons begeleidingsgroep. Graag aan ons liewe uitreikers met vir julle sê, julle is baie welkom in ons gemeente as jy van hulle klap, as jy jou hande wil opsteek, is jy welkom om dit te doen. Alles met eer van die Here, kom ons loof hom. Amen.
Hier staan. Ons bring lof en eer aan ons koning en ons redder. Wat 'n voorreg om dit so saam met julle te kan doen. Ons gaan 'n bietjie rustiger raak. Ons gaan bietjie sing oor God se majesteit. Majesteit, glansryke heerlikheid. Ons wil Jesus, ons koning, hulde bewys. Kom ons aan dit doen. Also
Here, vanoggend wil ons hardop bely dat daar is net een koning van die konings en een Here van die Here. Dit is hierdie Jesus wat gelei het en gesterf het, maar ook opgestaan het en lewe. Dit is hierdie Jesus wat die begin en die einde van alles is, die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. Maar dit is ook hierdie Jesus wat by ons is. Nie ver weg nie onbetrokke nie, maar juis in ons wêreld kom intree. Soos wat hy gedoen het met Petrus waarna ons verlede week gekyk het. Hy het hom ingenooi, kom sit by my, kom eet, en hy het hom herstel en geroep. Vanoggend wil ons ook gaan kyk hoe hy kom staan het voor 'n Thomas, wat met sy twyfel, met sy worstel, met sy ongeloof verlore was. En het hom juis gaan haal net daar waar hy is. Here, vanoggend wil ons juis dit waag om te sê, Jesus, ek kom staan met oop hande voor U, met 'n oop hart, met 'n oop gedagtes. Want hierdie is 'n real life storie wat plaasgevind het. Thomas se verhaal kan ook heel moontlik my verhaal wees. Dankie dat U deur al die eeue dieselfde is. U verander nie. U hart is vir ons oop. 'n Hart vol liefde, 'n hart vol omgee. En die wens is om ons te herstel, sodat ons doelgerig kan lewe, voluit kan lewe. Kom seën ons dan ook vanoggend, hier waar ons die woord gaan lees en oordink. Kom werk met ons elkeen deur die Gees, want sonder die Gees kan ons nie. Maar met die Gees is ons sterk, kan ons werk, ons is gereed vir enigiets wat in die lewe met ons kan gebeur. Ons wil U loof en eer, en sê Here, dankie vir hierdie ruimte. Dis vir ons kosbaar en spesiaal. Daar soos een van die liedere wat Dan Francisco gesing het, 'n strange perfume, hier's 'n reuk in die lug van God se teenwoordigheid. Dankie dat U hier is. Ons eer U met ons lewens. Vader, Seun en Gees. Amen en amen. Baie seën en sterkte vir julle daar by Spys. Mag julle geseënde oggend hê verder. Blessings en nicknames. Sulke naampjes wat ons mekaar gee. Kan julle onthou, ek het net nou vir julle brand, ek het net nou vir julle gesê wat is my naam, my bynaam.
Ants. Okay. Right, julle het hom. Goed, so byname. En ek dink ons almal soos ons hier is, ergens in ons lewe het ons al vir iemand of iemande byname gegee. Of dit was daar gewees wat julle in die koshuis groot geword het, of waar ook al skool. En ek weet veral op in die platteland is daar baie ouens wat dieselfde naam het en om die ouens te onderskei het hulle verskillende name gekry om hulle juis uitmekaar uit te kan hou. So, wat is 'n bynaam? Dit is 'n byvoeglike naamwoord wat by 'n eie naam gesit word, juis om te sê, nou weet ek presies van wie jy praat. Nou, is 'n paar in ons erediens vanoggend wat byname het. Ander kan dit nou vanoggend nie maak nie, maar ek het soms so gedink aan 'n paar. Ons oralis wat al oor die 40 jaar hier op die deel is van ons span, is Gert Visser, maar baie mense ken hom as Gert Oralis. Dit is as jy nou, want as 'n hele paar Gerte hierso. Nou Gert Robertson is nie vanoggend hier nie, maar hy sal nie omgee as ek dit vertel nie, want dit is 'n feit. Gert is 'n fantastiese fasiliteerder. En wat hy maak nie saak of jy saam met hom gaan koffie drink, en of hy nou fasiliteringsproses is, of waar ook al hy jou kry nie, jy weet hy gaan vir jou 'n paar netelige vrae vra, en wat jou so 'n bietjie ongemaklik laat voel om dieper te dink. So ek noem hom Vragie Roberts. So aan donk jare terug, toe het ek hier rondom die begin van die 2000s, vir die eerste keer is daar 'n gitaar uitgehaal en is hiermee bedien in die gemeente. Nou Janie van der Westhuizen was die een wat die gitaar kerk toe gebring het en daarmee begin het. En hy het in die loop van die seisoene het hy bekend geraak as Janie Gitaar. Kyk, so dit is nie moeilik om dit te koppel nie. Dan Tinus is nou vanoggend nie hier, hy is die naweek het hulle familieverpligtinge. Tinus is ons hoof van ons audiovisuele bediening. Hy is dan bekend as Tinus Klank. Sommer baie maklik om dit te sê. As mens 'n bietjie weier gaan kyk, is mense wil sê vir party politieke figure kan jy nou 'n klomp dinge byvoeg en 'n name gee, maar ek het gesê is ekstra uit vanoggend. Ons los daai vir 'n ander dag. Kan ek gehoor, is daar 1 of 2 of 3 voorbeelde wat julle kan noem? Iemand wat dalk in die platteland groot geword om te sê, dis nou wat ook al daar's 3 Piete gewees, hoe julle uitmekaar het gehou, of enige byname wat julle sê, kyk dit beskryf daardie persoon baie goed en nou weet jou pelle en ander mense weet presies wie dit is. Help my gou. Kom. Okay, Johanita, yes. Okay, Klein Jan en Groot Jan. Okay, great. Yes, Ladani. Okay. Moosbolletjie met 'n rede, ja. Okay, great. Want jy is Karel, yes, Mathies. Op Aurora is daar baie mense met dieselfde naam. So daar's 'n Dirk Koede, Dirk Padda, 'n Jannie Bekvletjie, 'n Jannie Snorre. So ja, baie name. Ja, ek dink ons platland baie meer. Iemand hier so aan die kant? Yes, Sappie. Ek kyk nou so baie goed oor die kerk, ek staan bekend as Easy Move. Ja, dis is die koster. So, ek het gisteraand dat ek Erika en Joshua, ek het nou gisteraand so 'n bietjie na byname vir die hardloop omgewing vir ranners gaan kyk. Daar's oor die 400 wat ek gevind het. Dis nogal interessant. Maar Easy Move, yes. Okay. So julle weet wat byname is. En hoekom ons dit gee. Maar 'n persoon wat ons vanoggend bietjie sterker op gaan fokus, is iemand wat mag ek die Engelse woord gebruik, gelabel is met 'n bepaalde byvoeglike naamwoord. En ons gaan nou oor hom praat verder. Maar het jy al die gevoel gehad dat jy uitgemis het op iets groot wat gebeur het? Jy was nie daar gewees nie. Jou pelle het iets gedoen of ergens het daar iets in 'n bepaalde omgewing gebeur, maar jy was nie daar nie. Jy het daai geleentheid gemis. Nou kom hulle in jou omgewing en dan vertel hulle vir jou hoe wonderlik dit was. En ja, ek weet nie hoe jy dit gemis het, maar jy was eintlik daar gewees het. En wat maak dit aan jou? Dit laat jou nou nie baie goed voel nie. Daar's 2 goed wat ek aan gedink het is, die eerste is die hele ding van FOMO. Fear of missing out. So, baie van ons wil graag weet wat in ander mense lewens gebeur. Jy wil nie
los wees van informasie nie. Maar dan help die ouens nou eintlik daai FOMO nog sterker aan, want hulle vertel vir jou goed waar jy kon wees nie, en jy hoor die dinge, maar jy kan nie regtig waar inkoop nie, en deel wees daarvan nie. En 'n ander reaksie wat daarmee saamgaan, is dan raak jy opstandig. Dan wil jy eintlik teen dit stry, want op die ou einde, die ouens maak dit net vir jou moeilik. Nou deesdae as ouens vir ons sê, ek glo nie jy was daar gewees nie, dan ruk ons die selfoon uit en sê, yes, hier is die foto, ek het die evidence, ek was daar gewees, ek het dit gedoen, ja, ek het gebungee, by Bloukraans, hier is die foto's, al daai van dinge, so mense kan dit sien. 2000 jaar gelede was daar nie dit gewees nie. En die persoon oor wie ons praat vanoggend, julle het net nou dat op die skerm gesien, is Thomas. Nou Thomas was een van Jesus se disippels gewees. Hy het saam met hom vir 3,5 jaar gereis, als beweeg, en hy het gesien hoe Jesus gesterf het, en hy het gehoor dat Jesus opgestaan het uit die dood. Maar hy het uitgemis. Want die Sondag aand, na Jesus opstanding uit die dood, was die ander 10 disippels nog by mekaar gewees. Judas was toe nou al uit die preek uit gewees. So die 10 was by mekaar gewees, Jesus het nou verskyn, en hy was nie daar nie. En nou kan ons net dink wat gebeur het, hoe hulle gepraat het met mekaar, en hoe dit hom laat uitvoel het. Nou, ek weet nie of jy al daaroor gedink het nie. Nou wonder mens, nou waar op die aarde sou Thomas gewees het? Hoekom het hy rondgeloop? Hoekom was hy nie daar gewees nie? Maar die Bybel sê dit vir ons nie, so ons gaan nie nou daarop kan ingaan nie. Maar kom ons lees eers saam, woorde sal op die skerm verskyn, die 2 verskyning van Jesus aan sy disippels. Die eerste is sonder Thomas en die ander een met Thomas by. Ons lees daar in Johannes 20 vanaf vers 19. Daardie Sondag aand, dit is met ander woorde die dag toe Jesus opgestaan het, was die disippels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disipel sê te vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Nou gaan ons aan. Volgende Sondag, 8 dae later, was Jesus se disippels weer by mekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy gesien het? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Ons lees tot sover die gebeurtenisse waar Jesus aan sy disippels verskyn het. So die vraag is vanoggend, wat weet ons van Thomas? Wat weet ons van Thomas? Buiten dat hy een van die disippels was, en waarskynlik sal die meeste van ons, omdat daar 'n spreekwoord bestaan, sê, hy is ongelowige Thomas. Ja, sal dit maklik sê. Interessant, as mens gaan kyk na die Afrikaans en die Engelse weergawe, dan sien ons die Afrikaans praat van ongelowige Thomas, en die Engels praat van doubting Thomas. Ongelowige Thomas of doubting Thomas.
En dit het nogal my kop redelik besig gehou in die week wat verby is. Wie is reg en wie is verkeerd, sou ons dan die vraag op die ou einde wou vra. Want vir baie jare van my lewe het ek gedink, die Doubting Thomas is nogals, daarmee kan ek saamleef, want ons almal gaan deur twyfel ergens lewe, maar dit is daar 'n baie harde uitspraak om te sê, dis ongelowige Thomas. Met ander woorde, het hy uit die geloof uitgeval. Dis asof daar 'n swaar steenblok om sy nek gehang word, wat hy moes saam sleep deur sy lewe, dat hy aan mekaar so misgeloop het, in plaas van regop. So, wat sê die woord? Is dit nou ongelowige Thomas of Doubting Thomas? En 'n stukkie Grieks vir julle vanoggend, as julle daar bietjie saam met my kan lees, is dit belangrik dat ons dit sal wees. So hier die Grieks begin hier van die linkerkant af. Ons Grieks lees ook van links na regs, die Hebreëus aan die ander kant om. Kyk, so kai me, apistos alla pistos. Pistos is die Griekse woord vir geloof. En daar sien ons baie duidelik wat Jesus vir Thomas gesê het. Thomas, jy moenie meer ongelowig wees nie, maar jy moet glo. So volgens die oorspronklike Grieks, en wat Jesus vir Thomas gesê het, is dit wat daar staan. Die meeste Engelse vertalings praat van stop doubting and believing. Wel, die Amplified vertaling sê, do not be faithless and incredulous. Dis nou iemand wat wonder en raai en nie regtig waar wil glo nie, maar staan daar, but stop your unbelief and believe. Die byvoeglike naamwoord wat dus die korrekte een is wat by Thomas se naam gevoeg moet word, is ongelowig. En hierop gaan ons 'n bietjie verder inkyk vanoggend. Hoekom sou Jesus dit vir ons gesê het? Ons weet dus dat die regte beskrywing van Thomas ongelowig Thomas is. So na 2 millennia is dit nog altyd hoe hy geken word. En my ander vraag waarmee ek geworstel het in die week is dit nog altyd regverdig om hom so te sien en om net so te beskrywe? En toe dink ek nou, wat sou gemaak het dat Thomas op 'n bepaalde manier gereageer het toe die ander disippels vir hom gesê het, ons het die Here Jesus Christus gesien, maar hy kom by 'n punt en hy sê, ek glo dit nie, as ek dit nie fisies gesien het nie. Hy, seeing is believing. En toe het ek so 'n bietjie gaan inkyk wat ons weet van Thomas. Daar's 'n paar gedeeltes in die Bybel wat pertinent praat oor Thomas en sy interaksie met Jesus en met die ander disippels, maar daar is ook heelwat buite Bybelse bronne, want ek gaan afsluit om te sê, wat het met Thomas gebeur nadat Jesus klaar aan hom verskyn het en sy lewe verander het en hoe hy ook dan 'n apostel geword het in die wye wêreld. So, wat kan ons leer vanuit die sielkunde uit en rondom persoonlikheidstipes? Nou daar's verskeie meetinstrumente wat 'n mens kan gebruik, onder andere baie van julle ken van Myers-Briggs. Daar's die Big Five wat ek ook van gehoor het en. So die eerste wat ons hoor is daar in Johannes 11 vers 16 is hy sy dapper lojaliteit teenoor Jesus. Nou die konteks daarvan is, ons het so rukkie terug daarna gekyk, dit is die geleentheid waar Lazarus, die goeie vriend van Jesus, gesterf het. Hulle het in Betanië gebly, so 3,5 kilometer van Jerusalem af, en by daardie plek, dis waar hulle vir Jesus wou gestenig het. So, die disippels was bang om terug te gaan soontoe. Toe die berig kom dat Lazarus gesterf of siek is, het die ander disippels gesê, nee, ons gaan nie soontoe nie. Thomas is die een wat daar gesê het, die volgende. En hy sê, Thomas wat ook Didymus genoem is, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan ook, maar luister nou mooi, sodat ons saam met hom kan sterwe. Hy besef die realiteit van so 'n optrede, ons stap in die hande van die vyand in en ons kan ons lewe verloor. So dis die eerste wat ons het, dapper lojaliteit, bly by Jesus, is bereid om saam met hom te stap en ook te gaan sterwe. Die volgende wat ons ken uit die breër konteks van Thomas se lewe, is dat hy
Alles wat daar was, het hy bevraagteken en dan beskryf ander geleerdes hom ook met sy analitiese skeptisisme. So, in die breër konteks, as mens weet iets van 'n spanwerk en 'n span wat saam moet funksioneer, dan is dit belangrik dat jy ook mense sal hê wat daai ongemaklike vrae sal vra. Nou nie soos vraag die Roberts nie, maar vrae gaan vra. Oor hoekom dit, hoekom dat, hoekom nie daardie nie. En dit is belangrik dat daai vrae gevra word, anders te bly jy in een loopbaan en gaan jy dalk 'n groter en breër konteks gaan jy mis. So wat doen hy daar? Johannes 14 vers 5. Die konteks is, Jesus kondig aan, ek gaan sterwe, maar dan gaan ek hemel toe. Ek gaan terug na my Vader toe, ek gaan vir julle plek gereed maak, en as ek daarmee klaar is, dan kom ek terug. En julle ken die pad na die Vader. Nou is die ander disippels, zip. Hulle praat nie, hulle vra nie. Kyk, waarheen gaan Jesus? Hoekom dit, hoekom dat? Maar niemand vra nie. Thomas, vanuit sy persoonlikheid en sy menswees, vra die vraag, Jesus, ons weet nie waarheen U gaan nie. Vertel vir ons meer daarvan. En dan kom die uitspraak van Jesus, die uitspraak, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Hy gee konteks. Maar Thomas vra daardie ongemaklike vraag wat die ander nie wou vra nie. En dan die derde wat ons ook baie mooi leer, en dit is ons gaan net nou nog verder daarby uitkom, is die hele ding van sy diep toewyding aan Jesus. Dit kom met 'n belydenis van my Here en my God. En dan ook sy lewe wat hy later gegee het aan die Here. Maar soos hulle sê, but his one big sin defines him forever. Sy een groot sonde van nie dadelik aanvaar, toe die disippels gesê het, ons het vir Jesus gesien, hy het regtig waar opgestaan uit die dood nie. Dit word teen hom gehou, die bordjie word om sy nek gehang. Hy is vir altyd gemerk as ongelowige Thomas. So sy een en enigste groot sonde wat opgeteken is daar in die Bybel, naamlik dat hy nie daar geglo het nie, het sy naam geklad vir tyd en vir ewigheid. En nou kan ons die vraag vra, Petrus het Jesus verloon. Hoekom staan hy nie Petrus die verloonaar bekend? Hy is die rots waarop Christus sy kerk gaan bou. Hoekom word daar nie gepraat van Johannes en Jakobus? O, wonderlik. Weet julle wat is hulle genoem? Hulle was die seuns van die donder. So hoekom praat nie van donder 1 en donder 2 nie? Gewonder. Hulle is Jakobus en Johannes. En wat van Matteus? Matteus was 'n tollenaar gewees. Jan Taks, Matteus. Hulle het geld ingesamel. Maar ons ken hom nie so nie. Maar hoekom arme Thomas? Maar mense doen sulke dinge. Hulle merk ouens, maar nie Jesus nie. Hy het wel vir hom gesê, ongelowig is jy, maar ek wil hê jy moet glo. En daarom kom staan Jesus voor Thomas. So hoe gaan Jesus te werk om mense wat twyfel, mense wat sukkel om te glo, of selfs mense wat nie meer glo nie, te ontmoet waar hulle is? Juist met die doel om hulle lewens radikaal om te keer. Ons lees hier in Johannes 20, Jesus kom na jou toe. Jesus kom na jou toe. Hierdie 2 perikope vertel dit vir ons baie duidelik. Toe die disippels in vrees agter geslote deure gesit het, want hulle sê hulle was bang vir die Jode. Met ander woorde, Jesus is doodgemaak, ons is volgende. Kon toe deure en toe vensters en digte mure nie vir Jesus uithou nie, want hy wou daar in die midde van sy bang, bevreesde, twyfelende disippels kom staan. En hy kom staan in hulle midde en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Vrede vir julle. En hy doen dit dan ook 'n bietjie later. 'n week later, en hy kom staan weer tussen die disippels. So 'n wonderwerk vind plaas, want geen deur, geen muur kan Jesus uithou as hy met jou persoonlik wil kontak maak nie. Jy kan jou dig toemaak. Jy kan agter dinge probeer wegkruip. Jy kan jouself afsonder.
Maar Jesus breek deur. Jesus kom spesifiek ook na jou toe. Jesus weet alles van sy disippels af. Hy weet dat hulle met innerlike vrees leef, dat hulle baie vrae het oor die Vrydag wat gebeur het, daai lyding en Vrydag spesifiek toe hy gesterf het. Hy weet dat hulle dalk wonder en raai oor Petrus en Johannes se getuienis en die vroue wat kom sê Jesus het opgestaan uit die dood, hy's nie daar, die graf is leeg. Hy weet dat hulle verward is, dat hulle dalk wonder oor hulle toekoms sonder Jesus. En juist daarom kom hy tot binne in hulle onperfekte en hulle donker wêreld. Ek lees in hierdie week wat ouens gaan kyk het na hierdie 2 perikope en ek wil graag aan die hand van die Engels praat van die 5 P's en in Afrikaans het ek dit verwoord na 5 V's toe. So, daar's 5 dinge wat ons leer uit die verhaal van Jesus se kom na sy disippels toe en sy spesifieke kom ook na Thomas toe om met hom kontak te hê. So die eerste wat ons daar sien is Jesus het gekom, die eerste keer toe die disippels verskyn het, het hy 2 keer vir hulle gesê, vrede vir julle. 8 dae later, toe Thomas by is, het hy weer daar kom staan en hy het gesê, vrede vir julle. Nou, die Griekse woord vir vrede is eirene, en julle ken die Hebreëse ekwivalent baie beter, shalom. Shalom is nie net algemene vrede, rustigheid, kalmte nie. Dit gaan oor 'n rus wat jy ingaan, 'n totale herstel, deur in 'n perfekte verhouding met God kom plaas. So wanneer Jesus daar in hulle midde kom staan en hy steek sy hand en sê vrede vir julle, kom sê hy, ek weet waar julle gegaan het. Ek weet wat julle gedoen het. Ek weet nou waar julle dink julle op pad moet wees. En ek wil kom en ek wil volledig kom herstel. Thomas het die eerste ontmoeting en die eerste ontvangs van daardie vrede en totale herstel en afskryf van die verlede het hy gemis. Nou die vraag is, het Jesus dit dan strategies so beplan? Kyk, okay, Thomas is nie daar nie, ek gaan gou by die ander 10 uitkom. My kop het baie vrae gevra in die week. Wat wil Jesus daardeur bewerk? Wat wil hy vir ons leer? En ek dink ons besef dit, dat 8 dae later toe Jesus weer daar was by hulle en Thomas by, kan jy sien hoe Jesus begin werk het met mense, juist om vir ons te kan help in vandag se tyd, dat Jesus nie mense verbystap nie en uitsluit nie, maar juist insluit. Thomas is by, hy stel hulle gerus, vrede vir julle, arene, imin, vrede vir julle. En die tweede wat dadelik daaruit voortvloei is die hele ding van vergifnis of pardon. Op grond van Jesus se kruisdood net die Vrydag voor daardie Sondag is die verhouding tussen God en mense herstel. Paulus skryf daar in Romeine 5 vers 1, hy sê, God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Ons is vrygespreek, ons is nie in 'n verhouding geplaas met God. Want daar is vrede bewerk deur dit wat Jesus gedoen het aan die kruis op Golgotha. Toe Jesus vrede oor sy disippels uitroep, was God se vergifnis ingesluit in daardie een woord. Wat 'n paar dae tevore gebeur het, word uitgekanselleer en Jesus se offer en God se vrede is al wat oorbly. Maar dan is daar ook vandag presence. Soos reeds genoem, Thomas het die eerste ontmoeting gemis. Ons kan maar net dink hoe die ander oorgeborrel het. En ons het Jesus gesien. Hy het aan ons verskyn. Hy het die verhouding herstel. Hy het ons weer gebring by 'n punt waar ons weet wie ons is en waarheen ons op pad is. En Thomas het dit gemis. Die ander disippels was in sy teenwoordigheid, in Jesus teenwoordigheid, maar nie Thomas nie. Maar Jesus skep 'n spesiale vandag
ook vir Thomas. Hoor jy dit? Hy skep 'n spesiale vandag vir Thomas, sodat Thomas ook sy presence, sy teenwoordigheid kan beleef, eerstehands. Thomas weet ons, hy het gesê, as ek nie sien nie, en as ek my vinger kan indruk daar nie, en as ek nie my hand in sy sy kan steek nie, gaan ek nooit glo nie. Hy het feitelike gegevens gesoek, en daarom, the proof, verifikasie, hy wou feitelike gegevens gehad het. En Jesus kom staan nie uitdagend vir hom, hey Thomas, jy wou mos, hier is ek nou, kom. En Jesus gesê, Thomas, hier staan ek. Sien julle daar, daai oop hande van Jesus? Thomas, hier is ek. Ek het gesterwe, maar ek het opgestaan. Hier is die feitelike gegevens. Feite wat verifieer dat ek wel die gekruisigde, maar die opgestaande Here Jesus Christus is. Die Messias wat verwag is, het gekom, dis ek. En ek is hier vir jou. Persoonlik kom staan ek voor jou, want jy het nou my vrede nodig. Jy het my presence nodig. Hy het hom nie uitgeskryf nie, maar het jy sy vandag geskep met feitelike gegevens. Kyk, mooi, kom staan nader. Jo, in die geskiedenis is daar baie skilderstukke gemaak oor hierdie ontmoeting tussen Jesus en Thomas. Van hulle wat Jesus Thomas se hand vat en eintlik bring tot hierby. En hy leun so en hy kyk baie naby. Jesus het nie ver gebly nie. Hy het nader gekom. Daardie liefdevolle naderstaan van Jesus aan Thomas, aan die ander disippels en aan jou en my, was die draaipunt gewees in Thomas se lewe. Hy kon nie help dat hy vanuit sy menswees en sy persoonlikheid soos die Here hom gemaak het, dinge bevraagteken het nie en feitelike gegevens gesoek het nie. En jy sal dalk sê, maar ek is ook so 'n tipe van mens. Ek soek dit. Jesus verstaan ons elkeen, wie ons is. En hy kom staan voor ons. Thomas het gesien. En Thomas het gebreek in sy binneste. En vanuit daardie intieme oomblik kom die kragtigste 5 woordbelydenis wat hy sê, my Here en my God. Dit is ook die eerste konkrete belydenis wat Jesus se godheid vassement vir tyd en ewigheid. Geliefdes, Jesus se naderstaan aan Thomas, sy vrede, sy vryspraak, hierdie verhouding tussen die verlosser en die verloste permanent kom anker vir daardie dag en tot in ewigheid. Kom ek sê dit weer. Jesus se naderstaan aan Thomas, sy vrede en sy vryspraak, hierdie verhouding tussen verlosser en verloste permanent kom anker vir daardie dag en tot in ewigheid. Nou het ek gedink, ja, dis opgeteken in die Bybel, ongelowige Thomas. Maar ek dink ons mag met sekerheid ook na daardie dag sê, dis nie opgeteken nie, want die Bybel is nie vir ons 'n woord vir woord, die geskiedenis van skepping tot nou toe, alles wat woord vir woord opgeteken is nie. Maar ons kan sê, hy is gelowige Thomas. Hy is belydende Thomas. Hy is kind van God Thomas. Wat met Thomas gebeur het, gebeur dikwels ook in ons lewens. Vanoggend wil ek nie getuig uit my eie lewe uit nie, maar daar is regtig waar punte in my lewe waar ek gevoel het, ek kan nie meer glo nie. Ek het my roeping verloor, ek het my fokus verloor. Ek weet nie meer wie ek is nie. Jy het gepraat van Klein Jan, né? Klein Jan, né? Ek dink ek het al op 'n stadium vir julle gesê in die eerste gemeente waar ek was, het ek bekend gestaan as Klein Koos. Ek het nie my eie identiteit gehad nie. Ek was lank nie 'n Ants gewees nie. Ek was Klein Koos. Die twyfel kom. Dit voel partykeer of ons uit die geloof uit
val, dat daar geen teken van geloof meer oor is nie. God en Jesus voel daar ver, nee? Voel daar ver. Jy dink dalk dat jy die koninkryk in die hemel nie sal sien nie. Dis verby met jou. Maar mag ek vanoggend vir jou kom sê, Jesus het jou. Jesus het jou. Hy weet wie jy is. Hy weet waar jy is. Hy weet waardeur jy gaan. En hy het jou. Hy hou jou in sy holte van sy hand vas. Die dekor is daar. Ons kan ons eie paaie stap. En ons kan voel, vraagtekens oor eie lewe is verby. Maar Jesus wil ons draai. En hy kom staan voor ons en sê, hier is ek. Ek bring hoop. Ek gee 'n nuwe toekoms. Maak die paaie en die deure weer vir jou oop, dat jy kan loop. Ek gee weer lig op jou donker pad en jou omstandighede. Ons tema al vir die eerste kwartaal is, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Kom na my toe. Ek leef. Jy kan 'n vervulde lewe saam met my lewe. Kortliks net, die toekoms van Thomas. Wat het daarna gebeur? Toe Jesus opgevaar het hemel toe, het die disippels die opdrag gekry, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en hulle het elkeen begin doen, verskillende rigtings in beweeg, om hulle roeping te gaan uitleef. Dit word nie in die Bybel vir ons gesê nie, maar buite Bybelse bronne bevestig, wat het met Thomas gebeur? Vol van die Heilige Gees het hy uitbeweeg, hy het met die syroetes, die Silk Routes in Engels, as jy nie vir syroetes staan nie, het hy geloop vanuit die Midde-Ooste uit, het hy getoer saam met die ouens, tot in Indië, diep in Indië, en kerk geplant, en die evangelie gebring, en Jesus bekend gemaak aan mense wat nog nooit gehoor het van die verlosser nie. En dis waarom die evangelie ook in die Ooste is. En dat die een wat ongelowige Thomas genoem is, herstel is. En sy ware identiteit in Jesus ontdek het. En sy roeping opgeneem het. En gaan doen het wat die Here van hom gevra het. Ons prys die Here vir wat hy gedoen het in Thomas se lewens. Maar ek het vir iemand gevra, jy het hom net nou gesien hier voor uit vir ons die kers kom aansteek, om kortlik ook sy getuienis met ons te kom deel. Want in sy lewe is daar baie raakpunte met ongelowige Thomas, maar ook die nuwe Thomas, die belydelike Thomas, die gelowige Thomas, omdat Jesus hom kom optel het, kom herstel het en gebruik het. My bynaam vir hom is dalk nie, die hele klomp van hom ook, Pieter die Plank. So Pieter, ek het jou nooi, om met ons te kom deel, by C2 Johan. O, het jy klaar nie? Dit is recht so. Right, jy moet maar bietjie nader staan, so. Kijk, so, baie dankie dat jy beskikbaar en bereid is. Hy het nou al so, die loop van jare, dat hy klomp stukkies deurgegee. Ek en hy het 'n lang pad gestap. Ek het hom gesien, op sy diepste donker momente, en ek het gesien hoe die Here gewerk het en deurbrake gegee het. So, baie sien en sterkte vir jou, en ons luister graag. Goeiemôre gemeente. Johan? OK. Môre gemeente, my naam is Pieter. Ek het begin in die kerk in 2004. Het ek aangesluit by die kerk. Was in 'n vorige gemeente gewees waar ek nooit welkom gevoel het nie. Dis sluit ek aan hierso. Dinge het, kan mens sê, baie verander. 2012 toe sê my vrou, hier is jou erskeidingsbrief. Dit het my gebreek. Ek is aangekla van molestering, van aanranding. Wat na gryp jy? Jy gryp na drank. Want jy dink, drank gaan jou verander. 2015, daar gaan ek vir Marlies baie dankie sê. Die oggend het ek in gestap.
Ek kon daai Sondagoggend nie slaap nie. Ek het die Here weggejaag. Regtig. Ek het vir hom gesê, ek wil niks met die kerk te doen nie. Ek wil niks meer met jou te doen nie. Kyk waar staan ek. Daai oggend het ek gelê. My maat vir my 'n koppie koffie gebring en gesê, "Gaan jy nie kerk toe nie?" Ek sê, "Van nee maat, ek is klaar. Ek is moeg. Ek kan nie meer nie." Maar die Vrydagmiddag, 42.000 rand vir die advokaat gegee in sy hand en gesê, "Ek is klaar." Nou moet ook kom wat gebeur. Daai oggend ek lê. Gewoonlik my pa staan nie op 'n Sondagoggend nie. Hy het die oggend opgestaan en my kamer toe gekom en vir my gesê, "Jy kan maar gaan stort." En hy vra toe vir my, "My pa kom nie kerk nie." Hy sê vir my, "Gaan jy nie kerk nie?" Ek sê vir hom, "Nee." Ek het gaan stort, teruggekom in die bed. Ek kon net nie. Dit reën. Ek staan op en maar ek het my Bybel in sy kamer gaan neerplak. So moeg was ek. Sy bring my Bybel vir my sê vir my, "Pieter, gaan jy nie kerk toe nie?" My pa sê, "Daar's my motor, ek kan hom vat." En dis moeite om vir my kar uit te trek. Ek sê vir hom, "Pa, nee." Ek het opgestaan, aangetrek en ek het gestap kerk toe die oggend. In die reën. Ek het in die middelpunt van kerk ontsit. En die orkes wou nog begin daai oggend. Daar's niemand op klank nie. Hy het vir my kom vra, "Wil ek net asseblief gou help met die klank?" My woorde aan hom was, "Nee." Hy het sy arm op my gesit en my gesê, "Asseblief." Ek het opgestaan, weer agter die klankbord gaan staan. Dis waar ek hoor. Dis ek om ek genoem word Pietertjie klank. En so, daarna toe sê ek vir die Here, "Here vergewe my, lei my, vat my." Dis waar my klankloopbaan weer begin, waar ek klank doen vir Marlies, vir die gemeente en my passie uitlewe. 26 Januarie. My ma was baie siek gewees, het 'n lewerkanker gehad. Die Sondagoggend is sy oorlede. Ek is doen die oggend die klank, moet ek wees. En ek staan op met die wete, my ma is nie daar nie. Maar ek het nog steeds deurgekom. Ek het agter die klankorgel gestaan en vir die Here sê, "Nou moet jy help." Want ek is op die laaste punt gewees. Want my ma is die oggend wegneem na hom toe. My ma was my steunpilaar gewees. Ek het altyd na my ma toe gegaan. En sy het my altyd gedra en dan vra ek hom, "Here, nou waar nou? Hoe nou? Sonder my ma." Hy sê vir jou, "Ek sal jou help." 2 jaar later, in Maart maand, ontmoet ek my beste vriendin weer, Rosie. Sy het my opgetel en ek is nou 4 jaar getroud. Die beste ding wat in my lewe gebeur was, is om weer 'n vrou in my lewe te hê. En ja, ek het 'n fantastiese vrou. Sy is ongelukkig nie hier vandag nie, maar my skoonma sit daar agter. Weet jy nie, om net weer geliefd te wees. En sy het my geleer, dis hoe ek vanoggend gesê het, moenie met 'n vuis die lewe gaan nie. Want jy kan nie iemand vashou nie. Vuis is om iemand te slaan. Jy doen nie daai nie. Jy maak jou hand oop om te ontvang en te gee. En op meer jy gee, dit het by haar geleer om my hand oop te maak en te gee. Vandat ek dit begin doen het ek so baie ontvang en so baie geleenthede gehad. En hier kan ek vir jou sê, staan die beste mense hier agter my. Toe ek nêrens gehad het waar ek behoort het hulle my opgetel. Donderdag ander was my tyd met die Here. Ek was op 'n stadium waar ek my lewe neem. Ek het op die 300 brug gestaan. Jy weet, dis hoog daar af. Maar het was my klank aan. Ek het daar gestop, uitgeklim, oor die my kar gesit. En ek wil my lewe neem. Maar 'n warm wind opgekom, het teruggedruk. Ek het my kar geklim en kom klank toe. En daar die Here my weer geskoon gewas. Dis hoe ek sê, moenie bang wees nie. Ek het 'n rollewe reg. Ek het vir 6 maande nie my kinders gesien, wat ek nie met hulle mag praat nie, deur my egskeiding. My akte was so, ek mag nie naby my kinders kom nie.
vandag het ek weer 'n verhouding met hulle. So ek sê, die Here werk in baie ongelooflike maniere. Ek kan net vir julle sê, baie dankie dat julle na my geluister het. Mense het ure tyd gehad om die volle verhaal te hoor, maar ek dink julle verstaan iets van hoe ons lewe baie vinnig uit mekaar uit kan val. Maar die Here is nooit weg nie. Hy is altyd by. Dan is daar ook geloofsfamilie. Ons het hulle nodig. Jy moet daar wees vir iemand, of jy moet jou hande oopmaak en sê, kom staan by my. Ons het dit nodig. Die Here dankbaar, daai smile, hy groot smile was nie altyd daar gewees nie, maar hy is nou daar. Ons eer die Here daarvoor. Here Jesus, dankie dat U met oop arms voor Pieter kom staan het. Selfs in daai tye toe hy nie wou opkyk en nie in die oë kyk nie. Toe hy sy rug op U wou draai, het U nooit U rug op hom gedraai nie. Dankie dat U self deur die Gees en deur 'n geloofsfamilie saam met Pieter gestap het tot 'n punt van volledige herstel. Dankie vir die liefde wat hy gevind het. Dankie vir herstelde verhoudinge. Dankie dat hy behoort aan hierdie geloofsfamilie. En dankie dat hy in gehoorsaamheid doen soos Thomas, gaan doen wat die Here van hom vra, met sy gawes net soos hy is. Here, ons eer U vir wat een mens se lewens doen. U het dit net gedoen in Thomas se lewe nie. U doen dit in hierdie seisoen van ons lewe. U doen dit vandag in 2026. Ek sit vir Pieter en sy geliefdes voor die neer, Here. Bless hulle. Geef hulle wat hulle nodig het vir elke dag. Bid in U naam, Vader, Seun en Gees. Amen. Ons gaan afsluit met 'n laaste lied. I Speak Jesus. Dis 'n lied wat ons eintlik Jesus inroep in die omstandighede van mense se lewens. Mense wat uit mekaar uitval. Mense wat stikkend is. Ek weet nie waar jy vanoggend staan nie. Wat in jou lewe gebeur nie. Dalk weet jy van ander rondom jou. Hierdie is spesifiek vir jou en ook vir hulle. Kom ons staan, dan gaan ons begin. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power. Your name is healing. Your name is love.
streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Jesus oor jou. Jesus is voor jou om saam met jou jou lewenspaaie gelyk te maak en te loop. Jesus is agter jou om jou te beskerm teen die aanvalle van Satan. Jesus is onder jou om jou te dra in hierdie moeilike tye van jou lewe, soos vir Thomas, soos vir ander. Jesus is rondom jou om jou te beskerm. Jesus is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Jesus is bokant jou om jou te seën. En Jesus is binne jou om jou te lei deur sy Heilige Gees. Vandag, môre en tot in ewigheid. Jesus. 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 God se mense sê, amen. Blessings, 'n mooi geseënde dag en weer.